En luister na Delf steeds dieper. Anne kan nie glas dit Mpo, thank you. Appreciate you. En hier by my in die ateljee, Elizabeth Jordaan, wat kom verder gesels oor, kan jy glo Andrew Murray? Elizabeth, wat 'n godsman was hy nie gewees nie, né? Ja, nee, ons het hom nou vir 'n lang tyd deur Andrew Murray se lewe gewerk om te sien nie net wat het hy gedoen nie, maar wat het hy ontvang om te kan doen. Dis eintlik die belangrikste ding. Ja. En hoe dat as hy iets geleer het, hy dit nie net vir homself gehou het nie, maar dit uitgegee het en watter deure die Here vir hom oopgemaak het om dit wel te kan doen. In Suid-Afrika waar hy vir 6 keer die moderator van die NG Kerk was en as gevolg daarvan 'n groot oop deur gehad het om met alle predikante in die land persoonlik te ken, persoonlike omgang te hê en dan natuurlik ook met sy besoeke aan die Vrystaat en Transvaal met evangelisasiedienste. Ja. So Andrew Murray het in Suid-Afrika 'n groot oop deur gehad om die goed wat die Here op sy hart gelê het, deur te gee. En waar ons nou trek, is eintlik al na die einde van sy lewe toe, waar hy nou begin nader staan na aftrede. Dit kom nou na ons praat nou weer oor die tydjie voor die Anglo-Boereoorlog. Ons het gepraat oor sy standpunt wat hy tydens die Anglo-Boereoorlog vir die boere ingeneem het, teen die Engelse, wat hy gevoel het in Engeland nie reageer op 'n oproep dat hulle Christenbroeders moet wees van die mense in Suid-Afrika nie. So op die oomblik praat ons oor sy besoek wat hy hier in 1918 verlaat in die 90's gebring het aan Europa en Amerika, waar hy uitgenooi word om in Engeland by Keswick, dis daar in die Lakes District, wat hulle konvensies gehad het, daardie jare dit genoem. En die Keswick konvensies was gefokus op die hoër Christelike lewe, the higher Christian life or the deeper Christian life. En dit het baie gegaan oor heiligmaking. En in die beginjare van Keswick het die kerk vreeslik teen dit opgestaan en gesê, maar dis nie moontlik om dit te doen nie. Totdat persone soos Spurgeon ook kom praat het en gesê het, maar daar's 'n pad wat ons met die Here moet stap, nadat ons tot bekering gekom het. Dis nie net jou bekering wat 'n ingryping in jou lewe het nie. Dis die invulling van die Heilige Gees en dan saam met dit jou vrugbaarheid. Hoe meer die Heilige Gees in jou woon, hoe meer vrugbaar word jy. Want hy bring die vrug van die Gees in jou in. So dit was nou maar eintlik al die gesprekke. En dan praat ons ook van Andrew Murray, die invloed wat ander sekere mense op hom gehad het, veral gelowiges van die vroeë jare 100 tot 200 jaar voor Andrew Murray, wie se boeke hy gaan opdiep het, dit bestudeer het, en dan het hy dit oorgeskryf in daardie tyd, die moderne verduideliking daarvan, om dit aan Suid-Afrika se gehore beskikbaar te maak net. So dit is vir my baie interessant hoe Andrew Murray beïnvloed word deur die evangelisasie wat hy sien in Europa. Dan begin hy bid dat dieselfde herlewings en goed in Suid-Afrika moet begin, en hy preek dan self ook by baie herlewingskongresse, of nie, ek nie wie kongresse noem nie, maar dienste in Suid-Afrika. En hy preek dit wat hy daar gehoor het en hoe hy gesien het wat sy effek het dit op die bevolking gehad, wanneer hulle die Heilige Gees toelaat om in hulle lewens in te kom. So, en dan onthou ons van die keer toe hy baie siek was en nie kon praat nie, en toe ontdek hy dat die Here nog steeds genees, soos in die boek van Handelinge, die Heilige Gees. So hy bring al daai goed om in Suid-Afrika dit te kom inploeg in die kerk in. En dan is ons nou op 'n plek wat hy gepreek het in Holland, Utrecht, het hy 'n skare van 2000 mense daar in die kathedraal in Utrecht, die Dom noem hulle dit, toegespreek.
Wow. En 'n geweldige effek gehad op hulle. Ekskuus voor jy verder gaan. Sien net eers vir my. Hierdie man, nou bly hier in Suid-Afrika. En hy was soveel keer in Europa. En hy het elke keer met 'n ek wil nou sê met 'n skuit gery, maar beseker 'n skip. Ek kan nie my voorstel die opoffering. Want hoe lank het dit gevat om met sekere seilboot? Stoomboot. Was dit al stoombote geweest? Ja, nie 'n seilboot nie. Okay. Met stoombote te ry. Seilboot het agtergebly met Vasco da Gama. Okay. Maar met ander nog steeds. Dit het geweldig baie opoffering geneem, né? Minstens 4 tot 6 weke geneem om met die boot daar aan die kant te kom en dit was vir Andrew Murray baie goeie tyd om te reflekteer, om dit wat hy wou sê baie duidelik te sit, want wat hy doen, wat er gebeur as hy gaan praat by 'n plek, dan het hy 'n geskrewe preek wat hy het en daai preek word vooraf uitgegee aan koerante wat dit agterna kan publiseer. Ja. En baie keer het van die goed wat hy so gepraat het in boeke geëindig. Okay. So vir alles hy in Amerika was, het hulle sy preke gevat en dan elke preek was 'n hoofstuk in een van sy boeke. Maar ek besef net toegewydheid was sekerlik voorop in hierdie man se lewe. Hy was totaal toegewyd. Ja, absoluut. Uitverkoop. Ja. Ja, ons sal dit sê, dit is wat hy gedoen het. En wat nou so interessant was, hy preek nou in verskillende plekke, hy preek 'n paar keer in Holland, in verskillende dorpe, en toe hy nou terugkom uit Holland, terugkom Engeland toe kry hy 'n dringende versoek, wat hy ongelukkig van die hand moes wys, weens sy hoë ouderdom al, maar ook weens die feit dat daar net nie tyd is daarvoor nie. En die besoek is, dat hy asseblief die Nederlandse kerke in Indië en in die Ooste moet gaan besoek. Wow. So as Andrew Murray nou 'n langer lewe gehad het as net sy 88 jaar, dan kon hy dit dalk gedoen het. So jy kan nou net sien hoe dat dit uitkring en natuurlik die kerke versprei sy boeke daarna toe. So dit is so vir van die mense wat ek nou van weet, wat van die beste aanhangers is van Andrew Murray, is die Koreane. Want hulle kom gereeld op toere Suid-Afrika toe en gaan besoek Wellington en dan vra hulle, ons wil asseblief vir Donnie Murray ontmoet. Kan jy glo? So hulle dink hy's nog hier. Ja. So is die impak van sy boeke is nie oudtyds nie. Dis op vandag se kerk gebaseer. So, maar so toe hy nou terugkom, hy was in sy toer daar in Amerika in die herfst van 1895, het Andrew Murray so 'n gesogte prediker geword, dat hy nou genooi word om met groot skares te praat by Exeter Hall, dis 'n plek in Londen. So hy het eers 'n kort besoek gebring aan Skotland en geseënde byeenkomste gehad in Aberdeen, waar hy en sy broer gaan studeer het toe hulle kinders was. En dan reis hy na Londen toe, nou hier, en nou praat die British Weekly, het ons verlede week oor gepraat, wat gesê het, dat hy was een van die gesogste hoofspredikers by hierdie ding, en dit is by die Presbyteriaanse kerk, die kerk van Engeland, die Church of England, Anglikaanse kerk, is 'n Presbyteriaanse kerk. Okay. Net soos die NG Kerk is 'n Presbyteriaanse kerk, bedoelende dat die kerk word regeer deur ouderlinge. Okay. En nie deur 'n priester of 'n paus of iemand nie. So dis eintlik maar net wat dit sê. Maar ek het dit nooit geweet nie. Ja, so dankie vir die inligting. Predikante en amptdraers van daardie kerk was in groot getalle aanwesig. Nou dit was geen geringe onderneming vir Andrew Murray nie, om 7 toesprake van 'n uur elk in die 3 dae wat hy daar is te gee nie. 3 dae? So, sy redevoeringe wat hy doen, hy het sy preek uitgewerk, onthou ons het nou gesê, maar hy preek sonder die manuskrip voor hom. En hy hou by die manuskrip? Ja,
Sy oogmerk was baie beperk. Dit wat hy daar kom praat het, onthou hy's nou al oud. So nou sny hy fyn. Hy fokus nou met 'n ernstige fokus net op dit wat in sy hart brand. Hy al die ander vraagstukke het daaroor gepraat, maar hierdie is nou vir hom die belangrikste. En hulle skryf in die Koran, daar's een spesifieke boodskap wat hy bring, dat ons vinniger en meer volkome nie net in Jesus Christus glo nie, maar tot die volle besef van ons volmaaktheid in hom moet kom. Gaan oor heilig maak. Wow. So die diepste geestelike toespraak wat hy nou gelewer het, was op die Vrydagmôre, en dit is om in die krag van God bewaar te word deur die geloof. Dit staan nou in die Koran. Hy sê in die loop van sy preek, God se bewaring. Onthou, Jesus het gebid vir God en vir sy Vader gevra in Johannes 17, bewaar hulle in U naam. Soos ek oor hulle gewaak het, vra ek, U moet oor hulle waak. So hy sê, God se bewaring is 'n almagtige bewaring. Ek wil my by die Almagtige aansluit as ek hierdie nou sê. Waarom is dit dat ons, die kinders van die Pinksterfees, so min daarvan weet wat dit is om stap vir stap met die Almagtige God te wandel? Ek kan die krag en goedheid van God alleen ondervind in soverre ek in gemeenskap met hom leef elke dag. Die almag van God was nodig om die kleinste dingetjie te skep. Dieselfde almag is nodig om die kleinste dingetjie in 'n gelowige se lewe te onderhou. Julle moet leer hoe julle die almag kan ken en vertrou. 'n Godsalige lewe is 'n lewe wat vol van God is. Die bewaring van God is aanhoudend en onafgebroke. Dis 'n lewe van sy krag wat met 'n onafgebroke kontinuïteit in ons werk. So dit is die maatstaf van ons Christelike lewe. Is ons daar of ons nie daar nie? So hy sê, dan gaan hy voort en dan praat hy oor ons moet God op sy woord vat. Hy sê ons vat God nie op sy woord nie. Ons lees dit en dis vir ons pragtig en mooi en dan verloor ons dit weer en dan gaan ons aan en dan het ons weer Isak het in die vorige program gesê, dan het ons eie opinies. Ja, dan verloor ons nou weer net. Ons het nou net iets gelees in die Bybel, maar dan gee ons opinie. In plaas dat ons sê, hier is God se opinie. Of vat dit of los dit. Dis die alfa, dis die omega, en dis die begin en die einde. Dis dit. Sluit jou daarby aan. En in die eerste plek moet ons soek in die woord vir God se opinie. Ja, jy moet die hele woord ken. Ja, jy moet die woord ken. Ja. Jy moet nie eers meer soek nie, dit moet sommer net by jou opkom. Dit was hy. Hy sê, die doel van hierdie konvensie is om die vraag te vra, lewe ons wel volgens die voorregte van ons heilige roeping in Christus? En hy sê, ons doen dit nie. Hy sê, God maak geen onderskeid tussen die kerk in die eerste dae en ons nie. Hoekom lewe ons nie soos die kerk in die eerste dae nie? En ek dink ons wil vandag sê, maar ons is al bietjie meer gevorderd as die eerste kerk daarin. So, nou woon selfs Thomas Spurgeon ook hierdie die byeenkomste van Andrew Murray by. En dan sê hulle, voordat hy vertrek van sy toer af, vra hulle vir hom of hy 'n paar kleiner preekies of byeenkomste sal hou en vir belangstellende Christene praat oor gebed. Ons weet dit is 'n groot ding in Andre Marisaad. Ja. En dan gee hy 3 klein toesprake wat nou net opsommend is. Die eerste ene sê hy, Jesus se begeerte is dat ons een sal wees. Die enigste manier waarop dit kan gebeur, sê Andrew Murray, is dat die liefde van God in ons harte uitgestort word. Ons kan nie lief hê as ons nie God se liefde het nie.
En ons probeer met ons eie liefde vir mense lief wees, en dan kan ons nie een wees nie. Met ander woorde, met eerste plek ons ook vandag bid. Ja. Stort die liefde in my uit. Ja, en hy doen dit deur die Heilige Gees. Ja. Die groot ding wat Andrew Murray sê, is die kerk het nie die Heilige Gees nie. So ons gaan bietjie later in detail een van sy preke deurgaan, Ja. wat hy praat, wat is die verskil tussen 'n vleeslike en 'n geestelike Christen. Wow. Okay. Die tweede praatjie fokus hy op die geheim van doeltreffende gebed. Hy sê dit beklemtoon die noodsaaklikheid om ons aan die Gees se lering vir gebed te onderwerp en homself aan hom te gee as die Gees van voorbidding, dat hy in en deur ons bid. Dan hoef ons nie ons eie gebed uit te dink nie. Het ons die Gees? Of dink ons het hom, en dan dink ons weet wat om te bid, en dan bid ons goeters, en dit is, onthou ek, toe ons daardie jare toe daar daai vreeslike oorlog in Sirië was, met die hele na die Arab Spring, en die hele ding wat ontplof het in Sirië teen die regering en die rebelle wat daar was, het ons vreeslik begin bid, want hulle het daar in mekaar geskiet, dat dit sal ophou. Toe sê die gelowiges daar vir ons, dis nie wat ons bid nie. Ons bid, Here, nou is die tyd vir ons om getuies vir U te wees. Wow. Bid liewerster vir ons, dat ons beter getuies word. En dan, dit is wat ons dink. Ons dink, dis beter as hierdie ding gebeur. Kom ons bid net hierdie swaar kry moet nou eindig, en dan bid ons dit. Want dis nie wat die Heilige Gees wil hê ons moet bid nie, want ons ken hom nie, sê Andrew Murray. Dis die geheim van doeltreffende gebed, is die Heilige Gees, die Gees van voorbidding, moet in en deur ons bid. En dan sy derde praatjie, gee hy, en dis 'n boekie wat hy uitgegee het met arendsvlerke, leer ons hoe om op God te wag. Dis terwyl ons wag dat hy homself aan ons openbaar, dat ons gees voortdurend vernuwe sal word. Maar hy wys op God se belofte in Jesaja 64 vers 4, wat vir ons sê dat terwyl ons wag, kan ons verwag dat iets gaan gebeur wat heeltemal buite ons begrip is. Dis daai wat sê dat jy saam met arendsvlerke opstyg en vlieg, jy gaan hardloop en nie moeg word nie. Dis daai hele daar's iets in wat hy sê wat ons wag nie om dit te ontvang nie. Ons lees dit en gryp dit en sê nou het ek dit in my kop, maar dis nie in jou lewe ingewerk nie, ingesuurdeeg nie. So hy preek nou hieroor. En so ek dink dit is wat ons ook moet ken en ontvang, dat dit is wat hy graag vir ons nog vandag wil sê. Amen, amen. Elisabeth, kom ons maak eens musiek. En dat ons hierdie dinge kan oorbeeg in ons eie harte. Louis Brits, en hy sing oor Psalm 100, tog te lekker. Kom ons luister na Louis Brits. En luister steeds na Delf, steeds dieper, en hoe heerlik om hier te kan sit en gesels met Elisabeth Jordaan, en ons delf in die lewe en die werke en die lering van, ek dink, een van die grootste godsmanne wat Suid-Afrika ooit opgelewer het, Andrew Murray. Elisabeth, wat is dit waarin jy ons nou wil neem ten opsigte van Murray se lering? Wel, ons is nou nog hier waar sy besoek in Engeland is, en toe hy by Keswick was, toe vra 'n paar van sy Christen vriende vir hom, vertel ons jou storie oor jou geestelike wandel na die dieper lewe. Laat ons nou net eintlik kan weet, hoe kom ons nou daar? Ek dink dis wat ons almal graag wil weet. Wat nou? Ja. Dan sê hy, nou gaan ek sy woorde gebruik. So as ek nou sê ek, dan bedoel ek nie ek nie, ek bedoel nou hy praat. Dit is hy wat praat, ja. Sommige van julle weet hoe ek by julle aangedring het op die 2 stadiums van die Christelike lewe. En op die stap uit die een uit in die ander ene in. Nou kan ek sê, die eerste 10 jaar van my evangelie bediening, dis toe hy 'n dominee was in die Vrystaat, het ek deurgebring op 'n laer pyl. Ek was as predikant, dit mag ek wel sê, so ywerig en ernstig en gelukkig in my werk as wat enige iemand
maar kan wees, vir sover dit liefde vir die werk betref. Dit kan ons almal sê. Ja. En tog brand dit in my hart die hele tyd. Ek het 'n ontevredenheid en rusteloosheid wat onuitspreekbaar was. Maar wat was die oorsaak daarvan? Met al my teologie het ek nooit geleer dat gehoorsaamheid moontlik was nie. Wat? My regverdigmaking voor God was vir my so duidelik soos helder sondig. Ek weet die uur toe ek van God die vreugde van vergifnis ontvang het. Ek herinner my dat ek in my klein vertrek in Bloemfontein gesit het en aan myself gesê het, nou wat skeel nou hiermee? Hier verkeer ek in die klare versekering dat God my deur die bloed van Jesus regverdig gemaak het en tog het ek geen krag in my diens nie. My gedagtes, my woorde, my handelinge, my ontrou, alles verontrus my. Ofskoon almal rondom my as een van die ernstigste mense beskou, was my lewe 'n lewe van diepe ontevredenheid. Ek het geworstel en gebid soos ek die beste kan. Toe op 'n sekere dag praat ek met 'n sendeling. Ek weet nie of hy self veel van die krag van heiligmaking ondervind het nie, hy sou dit self moes erken. Terwyl ons met mekaar praat, kyk hy my ernstig aan en sê, broer, onthou dat as God 'n verlange in jou hart lê, dan sal hy dit ook vervul. Dit het my gehelp. Ek het 100 maal daaraan gedink. Ek wil dieselfde aan julle sê, wat in die moeras van hulpeloosheid en twyfel rondspartel, dat die verlange wat God in julle harte gelê het, sal hy vervul. In daardie tyd word ek grootliks gehelp deur die les van 'n boek met die titel Parables from Nature, gelykenisse uit die natuur. Een van die gelykenisse vertel die verhaal dat na die skepping van die wêreld 'n klompie krieke bymekaar kom. Een van hulle begin so praat. Ek voel tog so gelukkig. Ek het lank rondgeloop op soek na 'n plekkie om te woon, maar ek kon geen plek kry wat vir my bevredig het nie. Eintlik kruip ek agter die bas van 'n ou boom in en ek leef asof die plek vir my gemaak is en ek is so gelukkig daar. Die tweede ene sê, ek het ook agter die bas gebly vir 'n ruk en tog was dit nie die plek vir my nie. Hy was 'n graskrietjie. Uiteindelik beland ek toe op die punt van 'n lang grashalm en toe ek daar sit en deur die wind en die lug heen en weer geswaai word, besef ek, dis die plek vir my. Daarna praat die derde krietjie. Wel, ek het die bas van die ou boom probeer en ek het die gras probeer, maar God het nie vir my 'n plek geskep nie en ek voel baie ongelukkig. Toe sê die ou moeder van die krietjies, my kind, moenie so praat nie. Jou Skepper het nog nooit iemand gemaak sonder om ook vir hom 'n plek voor te berei nie. Wag net en jy sal wel later die regte plek vind. 'n Tydjie daarna vergader die krieke weer en gaan aan die praat en die moeder vra toe, wel my kind, wat het jy nou te sê? Die kriek antwoord, ja, wat u gesê het is die waarheid. Ken julle die vreemde mense wat hierheen gekom het? Hulle het 'n huis gebou en in die huis is daar 'n vuurherd met 'n vuur daarop en weet julle, toe ek in die een hoekie van die vuurherd naby die vuur kruip, voel ek so heerlik warm, dat ek onmiddellik weet dat dit die plek was wat God vir my gemaak het. Andrew Murray sê, hierdie gelykenis het my wonderlik gehelp. Ek oorhandig dit nou ook aan julle. As jy meen dat God het nie 'n plek vir jou nie, vertrou op hom, wag nog langer. Hy sal jou help en jou wys waar jou plek is. So het die Here my gelei totdat ek deur sy genade 10 of 11 jaar in Bloemfontein gebly het. Toe bring hy my na 'n ander gemeente in Woester, in dieselfde tyd wat God sy Heilige Gees in Amerika, Skotland en Ierland ruimskoots uitstort. Toe ek in 1860 6 maande in die gemeente gewerk het, gee God 'n genadige uitstorting van die Gees daar in verband met my prediking, veral toe ek op die platland beweeg het en ek ondervind self 'n onuitspreeklike seën. My eerste boek, Abide in Christ,
sien toe die lig in Hollandse formaat. Ek wil hê julle moet dit verstaan, dat 'n prediker of 'n Christelike skrywer dikwels gelei word om meer te sê as wat hy self werklik ondervind het. Ek het toe nog nie alles waarvan ek geskryf het self ondervind nie. Ek kan ook nie sê dat ek dit nou alles al klaar ondervind nie. In elk geval, God het my gehelp en 7 of 8 jare het ek voortgegaan, vraande en soekende en altyd ietsie meer ontvang. En toeskielik rondom die jaar 1870 ontstaan die groot heiligmakingsbeweging. Die briewe wat in the Revival, in daai tyd is dit nou The Christian verskyn het, dis 'n klein koerantjie, het my hart getref. Ek het my in noue gemeenskap beleef met dit wat in Oxford en Brighton voortgevloei het, en alles het my gehelp. Miskien as ek oor toewyding wil praat, wil ek vertel van een onvergeetlike aand in my studeerkamer in Kaapstad. En tog, ek kan nie beweer dat dit my verlossing was nie, want ek worstel nog voort. Later word my gemoed baie besig gehou met die doping van die Heilige Gees. En ek het my aan die Here oorgegee op so 'n volkome wyse as wat ek kon, om die doop deelagtig te word. Maar dit het my misluk. Dit was asof dit wat ek begeer het, ek nie kon verkry nie. Tog het God my gelei deur al die struikelinge heen, maar sonder enige bepaalde ervaring waarop ek nou kan wys. As ek terugkyk, glo ek vas dat hy gaandeweg al meer en meer van sy Gees aan my geskenk het, as ek dit net daardie tyd beter kon insien. Miskien kan ek u beter help, deur nie van u van enige klinkklare ervaring vertel nie, maar deur eenvoudig te sê, wat ek meen dat God my nou geskenk het, in teenstelling met die eerste 10 jare van my bediening is. Ten eerste het ek geleer, ek moet daagliks voor God kom, soos 'n kruik, wat hy moet vul met sy Gees. Hy het my die salige versekering gegee dat hy, die ewige God, sy eie genadewerk met sy Gees in my met 'n eed gewaarborg het. As dit een les is wat ek dag tot dag beter leer, dan is dit die. Dit is God wat alles in almal werk en nie ek nie. Ag, dat ek elke broeder en suster kon help om dit net hulle eie te maak. By 'n sekere geleentheid nadat ek ergens gepreek het, kom daar 'n dame met my praat. Sy was 'n vrome vrou en sy vra haar vraag: "Hoe gaan dit met u?" En ek vra haar die vraag: "Hoe gaan dit met u?" Haar antwoord was: "Ag, soos dit altyd gaan. Soms is daar lig in my hart en soms is dit donker." "Maar liewe suster, waar lees jy dit in die Bybel?" vra ek. Sy antwoord: "Ag, ons het tog die afwisseling van dag en nag in die natuur, en so is dit ook in ons siele." "Nee," sê hy, "in die Bybel lees ons, jou son sal nooit ondergaan nie." Glo jy nie dat as jy God se kind is, dat die Vader in Christus deur die Heilige Gees sy liefde in jou geplaas het nie, en dat jy in sy teenwoordigheid nie net dikwels leef nie, maar onafgebroke? Hoekom glo jy dit nie? Wow. Miskien vra julle vir my, is jy dan tevrede met wat jy verkry het? Het jy alles waarna jy verlang? Ek sal sê, dit is ver daarvandaan. Maar uit die diepste diepte van my siel kan ek sê, ek is versadig met Jesus. Tog, daar is altyd die wete dat die openbaring van die oorvloedige rykdom van sy genade oneindig voller en heerliker kan wees. Daarom laat ons nooit aarzel om te sê nie, wat ek beleef is slegs die begin. Selfs wanneer ons ingang verkry tot die allerheiligste, begin ons maar eers ons regte verhouding teenoor die Vader inneem. Wow. Dit is vir my een van die heel kosbaarste maniere hoe hy dit sê. Hoe hy gesoek het en gesmag het, en dan kom daar iets oor sy pad. En dan gaan hy, so ons gaan dieper praat oor die
heiligmakingsbeweging wat hy gehad het. Ons gaan 'n hele paar keer oor sy preke daaroor praat. En by die Keswick Convention, plekkie wat hulle gehad het, daar het hulle noem dit die Keswickianisme. Dit is 'n dieper Christelike lewe, 'n protestantse teologiese tradisie, wat 'n duidelike leerstelling van die algemene heiligmaking voorstaan, wat in sekere dele van die kerk vreeslik weerstaan word, omdat hulle sê dis onmoontlik om dit te bereik. En Andrew Murray se antwoord dan is, as God sê wees heilig, hoekom sê hy dit vir ons, as ons dit nie kan word nie? En dan natuurlik uit dit vloei daar 'n klomp goed oor sterf van jouself. En weet jy, ek het al in my lewe gesê, as ek net kan geestelik selfmoord pleeg, dat my ek kan doodgaan, dan gaan ek sê sommer my ek moet vrek. Maar ek het begin stadig snap wat hy bedoel. Ja. En ek wil nou 'n stukkie praat oor wat hy gekry het met 'n gesprek wat hy van iemand. Ja. Dis die verhaal van 'n meneer Haslam wat hy nou vertel oor die gekruisigde en die verheerlikte Christus. Ja. Hy sê hy sit eendag op 'n trein by 'n plek waar hy verbygaan waar hy die vorige jaar 'n groot seun spesiale dienste gehad het. Toe hy by die stasie kom en by die venster uitkyk om te sien of daar nie iemand is wat hy geken het nie, wie sien hy anders as die leraar van die gemeente self? Tot my verbasing egter, toe hy my opmerk, gaan hy by 'n ander kompartement in en hy gaan sit daar. Maar toe die trein al beweeg, toe kon hy nie plek daar kry nie, en toe hy stap hy nou by my waarin en hy gaan sit in die verstoeltjie. Haal 'n boek uit en begin lees en hy maak of hy my nie herken nie. 'n Rukkie daarna vra ek hom of iets gebeur het, want ons was dan sulke goeie vriende. Nee, niks nie, sê hy en hou sy oë op die boek. Dis toe dat hy seker iets verkeerds omtrent, ek dink toe, hy het iets verkeerds omtrent my gehoor en nou wil hy niks meer met my te doen hê nie. Na 'n tydjie sê ek, sê tog net vir my, hoe gaan dit met die werk van verlede jaar in julle gemeente? Werk, sê hy, wat se werk? Daar was geen werk nie, dit was alles net opwinding. So sê ek, nou wat het van hulle geword wat gedurende die dienste tot bekering gebring is? Almal het teruggeval, was sy antwoord. Ek sê, hoekom? Hy sê, ek glo nie dat hulle ooit bekeerd was nie. Nooit bekeerd nie, sê ek, nou hoe, ek weet van beter, ek kan name noem van mense wat net so werklik tot bekering gekom het as ek. Met watse geestelike kos het jy hulle gevoed? Wel, sê hy, ek verkondig die evangelie en hy vat weer sy boek asof hy nie wil verder praat nie. Maar ek sê, watter evangelie verkondig jy aan hulle? Hy sê, ontevrede man, daar's net een evangelie. Ja, sê ek, maar die evangelie bestaan uit 2 dele. Een deel vir sondaars en een deel vir bekeerdes. Daarvan het ek nog nooit gehoor nie, sê hy. Ek dink toe by myself, dis tyd dat jy uitvind. Ek vra toe vir hom, preek jy elke keer dieselfde evangelie vir die gelowiges en sondaars? Hy sê, wat bedoel jy daarmee? Ek bedoel is dit, verkondig jy aan gelowiges dat Jesus vir hulle gesterf het? Hy sê, natuurlik, wat wil jy moet ek anders sê? Hy sê, dit weet hulle nou reeds. Hulle is klaar deur sy bloed verlos. Die evangelie vir gelowiges is nie net dat Christus gesterf het nie, maar dat hy ook opgestaan het. En dat hy alle mag besit in die hemel en die aarde, en dat hy hulle kan gebruik vir sy diens. Ek sien toe dat my vriend 'n bietjie sagter word, en hy sê, ek begryp jy nie heeltemal nie, vertel my nog 'n bietjie meer. Ek sê toe, Christene moet getuies wees van 'n lewende Christus. Ons vier die eerste dag van die week, as ons dag waarop ons bymekaar kom, omdat Christus uit die dood opgestaan het, op daardie dag. Hy dink 'n rukkie en sê, ja, dit is waar. Ek sê, wanneer sondaars uit die dood oorgaan tot die lewe, dan moet hulle 'n opstandingslewe lei. Hulle moet 'n lewende verlosser hê. As jy nie aan jong bekeerdes leer dat hulle 'n behoefte aan so 'n persoon het nie, dan probeer hulle self bewaar in die woord en hulle probeer hulle self help.
En dan raak hulle geteleurgesteld en hulle word eie geregtig of moedeloos. En dis wat met jou gemeente gebeur het. Goed, sê die leraar, leer my. So, en ons sal volgende week 'n bietjie ingaan oor wat het Andrew Murray nou gesê. Wow, dit is absoluut wonderlik en ja, laat ons asseblief dan volgende week, wat is dit wat Andrew Murray doen vir hierdie man? Gaan dink so 'n bietjie daaroor en dan gaan ons volgende week verder gesels met Elisabeth. Elisabeth, baie dankie vir jou wonderlike voorbereiding. Ek weet dat jy ure daarin sit en ons waardeer dit en ek weet ons Vader ook. Dankie vir jou, hoor. En dit bring ons dan aan die einde van vandag se Delf Steeds Dieper program.